Here, baie dankie dat U met ons op hierdie Sabbatoggend is. Dankie Here dat ons hier in die huis kan by mekaar kom en dat ons kan weet dat U ook hier is. Here, sal U asseblief my aanraak waar ek nou gaan praat, sal U my rustig maak en sal U asseblief die boodskap wat U gegee het, Here, dat ek dit so kan oordra. Ek smeek dit in die groot en in die heilige naam alleen. Amen. Welkom op dag 123 van 2025. Ek dink meeste van ons is nog geskok dat ons actually Mei getref het. So ons moet net so oomblik asem skep en net besef, ons gaan okay wees. Nou al die publiek, of meeste van die publieke vakansie daar van 2025 is nou verby, vir die van julle wat dit nie geweet het nie. En nou is dit net afdraande met werk. So sorry vir die wat gedink het, dit gaan 'n lekker jaar verder wees. So ek weet nie hoe baie van julle ervaar ook soms dae waar dit net chaos in en om jou is nie. 'n Mens voel oorweldig, gejaagd en sommer net swaar in jou binneste. Mens lê in jou bed en jy maak lysies van alles wat jy nie gedoen gekry het nie. Dan sit jy met die daaglikse verantwoordelikhede wat jy moet handhaaf en dan soms is daar so 'n bietjie hartseer wat ook verwerk moet word en binne in jouself is jy rusteloos bang en baie onseker. 'n Mens bons van een taak na ander en jou liggaam en jou siel voel net gejaagd. Nou Marula Media het in November 2020 'n artikel geskryf, pas op, stres kan jou siek maak. Hulle het daarin gesê dat 1 uit elke 3 Suid-Afrikaners 'n geestestoestand het of gaan hê. Nou in 2024 het hulle weer 'n opname gemaak en het so 'n bietjie vermeerder na 7 uit 10 Suid-Afrikaners het so 'n mate van stres dat hulle nie hulle daaglikse take kan verrig nie. Nou wat is stres? Nou in die artikel van Marula Media sê hulle die volgende, nou ek gaan dit vir julle lees want anders gaan dit nie goed hier uitkom nie. Dit is die mediese definisie van stres is fisieke, geestelike of emosionele faktore wat 'n mens se binneste kan aantas. Die uitwerking van stres en spanning kan ekstern, soos 'n uitbarsting by 'n sosiale geleentheid wees, of intern, soos 'n siekte. Nou, ons liggame is toegerus om stres te kan hanteer, in klein hoeveelhede. Maar wanneer jy kroniese of langtermyn stres ervaar, kan dit ernstige uitwerkings op jou liggaam hê. Ek gaan kyk dus so 'n bietjie rond en hulle gee toe hierdie 3 goeders wat jy kan doen, hulle is raad wat jy kan toepas om jou stres te verminder. Nou die eerste ene is handhawing van 'n gesonde sosiale netwerk, ondersteuningsnetwerk. Hulle sê dan moet jy deelneem aan fisiese oefeninge en kry voldoende slaap elke aand in. Nou ek glo dat dit is alles baie goeie raad en dit is iets wat ons as Adventiste ondersteun. Ons as kerkfamilie bied vir mekaar 'n ondersteuningsnetwerk wat jy by ander kerke nie kan kry nie. En die laaste 2, glo ek is deel van ons gesondheidsvoorskrifte. Nou Ellen White het die volgende geskryf wat ek graag met julle wil deel. En dit het my so 'n bietjie hoop gegee. Every weak, doubting, struggling soul who yields fully to the Lord is placed in direct touch with agencies that enable him to overcome. Heaven is near to him, and he is the support and help of angels of mercy in every time of trial and need. En dit staan in Acts of the Apostles, bladsy 299. Nou ons leef soms met die gedagte dat ons alles alleen moet hanteer. Ons probleme lyk so alledaags en so klein dat hoekom gaan ek dit na die Here toe vat? Maar die Here vra vir ons om hom in die kleine te vertrou dat hy ons in die groote kan bystaan. En dit is wat ons vergeet. Nou Catherine Kuhlman het gesê, great sea captains are made in rough waters and deep seas. Ons moet soms in gedagte hou dat ons moet ophou om die vraag te vra, hoekom gebeur dit met my? En ons moet eerder vra, wat probeer dit my leer? Dit is die game changer. Want soms kies God nie die storm wat in jou lewe woed om dit te kalmeer nie, maar hy kies om jou te kalmeer wat in die storm is. Ongeag jou omstandighede. Jy kan reeds ware diepe rus vind in God. Koning Dawid het die gewig van 'n koninkryk op sy skouers gedra. Hy is deur sy vyande gejaag, hy het verlies gery en het aan sonde geworstel. Tog skryf hy in Psalm 131 vers 2, Ek het my siel tot bedaring gebring.
en stil gemaak. Om 'n kalm en 'n stil siel te hê, kan onmoontlik voel. Hoe kan ons rustig en 'n stille siel hê te midde van alles wat om ons gebeur? Nou in Psalm 31 vers 1 staan, O Here, my hart is nie hoog nie, en my oë is nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Met ander woorde, Dawid het homself verneder. Hy was nie arrogant nie, maar hy het eerder erken wat hy was in verhouding tot God. Sonder nederigheid sou Dawid nie sy behoefte aan rus en sy behoefte aan God se sorg en voorsiening kon erken nie. Rus vereis nederigheid. Nou soos Dawid kan ons siele kalmeer en stil raak, nie omdat lewensomstandighede vreedsaam is of ons onbeheerste doellysies uiteindelik onder beheer is nie. Ons siel kan eerder stil raak en kalmeer, want God is 'n betroubare, getroue voorsiener wat ons nooi om in sy arms te kom rus. Ek glo nogals erg daaraan dat boekkennis nie opweeg teen praktiese ervaring nie. En so het ons vriende wat baie na in ons hart is, en so 4 weke terug het hulle deur 'n baie rowwe tyd gegaan. Dit was, die Satan het gegaan en sy vinger oral net ingedruk. En elke keer het ons 'n SMS gekry of 'n WhatsApp, julle bid. Nie gesê waaroor dit gaan nie, nie gesê wat die omstandighede is nie, want dis nie waaroor dit gegaan het nie. En elke keer het ons het gaan bid, en hulle het nie baie mense gesê nie, maar elke keer kan ek vir julle beloof, het die Here antwoorde gegee wat ek nie kon glo nie. Dit was vir my soos, wow, okay, die Here is besig om te werk. En baie keer vergeet ons dat dit is wanneer ons sterker gemaak word. En ek sit toe en dink, hoe baie van ons leef met dit? Ons vat alles eerste na die Here. Ons vra mense om vir ons te bid. Ons vra mense om, nie om te help nie, maar help in gebed. Dit sê vir my dan, dat die storm woed buite ons bootjie, maar die water kom nie in nie, want die Here sit saam met my in daai bootjie. Ek sukkel eerlik nog, want ek kan nie daai laat gaan nie. Ek vat elke keer my pakkie terug, en dit is wanneer dit 'n bietjie moeilik raak, en nou lees ek die volgende versies. Matteus 6 vers 34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Psalm 55 vers 23, werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. En die laaste een is Psalm 4 vers 8. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want U, o Here, laat my in veiligheid woon. En so wil ek julle los met die volgende sin, wat vir my nogals baie beteken. Faith is when you praise God in the storm, trust Him in the valley, and follow Him in the dark. En ek wil graag afsluit met Psalm 23, maar ek gaan hom nie vir julle lees nie, ek gaan hom vir julle speel, en ek hoop julle geniet hom. Here, baie dankie dat ons kan oorskakel nou na die lesstudie toe, en dankie dat ons mense het wat bereid is om hierdie te doen. Here, ek wil U vra om asseblief met elkeen te gaan wat hier is, en die mense wat nog op pad is, dat U asseblief met hulle sal beskerm en hulle veilig by die kerk sal bring, en Here, dat elkeen 'n seën sal ontvang vandag. Raak elkeen aan, Here, en laat ons kan weet, Vader, dat U hier tussen ons is. Ek smeek dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ons gaan nou kyk vir die lesstudie.